ek het nie meer beheer oor my lewe nie. As ek die Here los, 'n bietjie, dan vou ek my lewe om 'n boom. Want dit is net so. Net vir interessantheid, ek doen navorsing. Weet jy wat is die grootste dwelm wat mense aan verslaaf is in die wêreld? Gewone mense, buitengewone God, getuig. Goeiemôre en baie welkom by Getuig. Vandag het ons 'n baie spesiale gas hier by ons in die ateljee. Is nie regtig ateljee nie, maar in elk geval. So ek het die persoon so 'n jaar of 2 jaar terug omtrent ontmoet hier in my boekwinkel en ek moet sê ek was nou nogal verbaas met sy persoonlikheid en so 'n bietjie ligtig, maar ek het dit al 'n paar keer vir hom gesê. Sy naam is Von. Baie welkom Von. Hallo Germa. Lekker om hier te wees. Ek wil baie graag hoor. Wel jy het 'n lekker storie, maar jy weet die ding is met 'n storie, mense se stories is so wyd. Maar ons gaan nou vandag so 'n bietjie raak aan jou storie. Goed. So vertel ons net so vinnig bietjie, waar kom jy vandaan? Wie's jy? Okay, ja, dit is 'n vraag wat as mense jou seker vraag vra, dan sit jy altyd daar, wie is ek, nee? Dis nogal 'n storie. En ons het so gesels 'n bietjie voor die tyd, maar ek dink daaroor en as ek myself moet opsom, dan sal ek eintlik vir jou sê, dit is dalk nie die antwoord wat jy wil hê nie, maar weet jy wie is ek? Ek is iemand wat getuig dat Jesus Christus die antwoord is vir alles wat verkeerd is in jou lewe, die reine waarheid. So, ja, die verslawing is 'n ding wat in die begin van my, hoe kan ek dit sê, loopbaan, as jy dit in so wil stel, wat 'n bietjie aan my vasgeklou het, maar is eintlik in 'n groot deel, eintlik net 'n klein stukkie van wie jy is, eintlik. Soos dit maak nou nie saak of jy deur verlies gegaan het, of wat dit ook al mag wees nie. Mense is geneig om daai ding te koppel aan jou en jou daarin te hou, soos jy's Germa, wat die boekwinkel het. Ja. Jy sien en dis nie al wie jy is nie, so. Dit is amper soos 'n akteur wat vasgevang is in 'n rol en hy kry nie weer 'n werk as daai spesifieke reeks of iets verby is nie. Dis wie jy is, né? So Von, jy is 'n recovered dwelmverslaafde al vir 11 jaar. Ja, met die geboorte van my dogter so 11 jaar terug was dit so hoe kan ek sê wake-up call, nee? En 'n wake-up call in die sin van dis eintlik die eerste keer waar ek regtig probeer ophou het, na ek 20 jaar regtig in verslawing was. Nou as jy weet die ding met verslawing, mense het hierdie idee van veral as jy nou oningelig is, hulle sien hierdie persoon op die straat met 'n naald in die arm wat daar lê en weet jy, dis nie eintlik verslawing nie. Jy weet, die grootste verslawing wat jy het in staan maandagooggend by die apteek in 'n ry, as jy hoor wat ek sê. En dis eintlik die grootste getal, as jy wil sê. So verslawing se prentjies eintlik heeltemal, kan amper sê deur Hollywood 'n bietjie Ek dink dit is deur onsself bietjie verwronge, want presies soos jy sê, ek dink ons elkeen loop met een of ander verslawing. Miskien is jy so 'n bietjie verslaaf van dit wat in die yskas wegkruip. Miskien is jy so 'n bietjie verslaaf van daai tyd met Vetkoekpaleis was dit mos die girl met haar ouma boks. Ek dink dit was Vetkoekpaleis wat ook al. Maar ons dink definitief, ons kyk na mense en ons ek sê altyd veral met so sondes ook, jy weet, ons is geneig om sondes te judge met die erg en die minder erg, en as dit nou erger is, dan hou ons nou daarvan maar klippe te gooi, maar ek dink dit gaan so met verslawing ook. Jy weet, harde dwelms, is ons geneig om altyd, ek het dit al soveel keer gekry in die boekwinkel ook, jy weet, mense is so judgmental, veral soos jy nou sê, die ouens wat so op die straat staan, en ja, partykeer is dit mense wat kies om daar te wees, maar partykeer het jy net in 'n gat getrap. En die lewe gooi ons almal, nê. So vertel ons 'n bietjie, hoe het jy nou in daai rigting beweeg? Wat het jou gedryf, as ek dit so kan stel, om dit te begin gebruik? En as jy nie omgee nie, miskien net raak aan wat jy gebruik het. Laat die mense net weet waarvan ons nou praat hier. Natuurlik, so dit is 'n enige iemand wat daar opeindig, waar jy kom op daai stadium waar jy besef, okay, ek is nie meer in beheer van my lewe nie, ek het totaal en al beheer verloor, is 'n proses, nee. Dis nie net jy staan een oggend op en dan as jy in daai ding vasgevang is. Soos met almal glo ek, is dit 'n stelselmatige proses waarin jy ingaan. So jy begin met iets onskuldigs soos sigarette of vape, nee, veral as jy nagsit vape, ja. Nee, want as jy sodra jy een van daai gebruik, dan is jy minder bang vir die volgende, kom ons sê, en jy soek ook seker daai bietjie meer opwinding. So jy begin met sigarette byvoorbeeld, en dan is dit nie baie ver van, kom ons sê, dagga af wat jy rook, en van
En dit is sort of my paadjie daai. En as jy eers by dagga opgekom het wat 'n baie groot gateway drug is, presies soos alkohol. Is wanneer jy dan jouself in situasies bevind waar jy dalk 'n straatdwelm aangebied word, het jy daai vrees verloor want jy is afgestomp vir die vrees wat 'n mens het. Dit is altyd 'n goeie ding as jy vrees het vir dwelms. Wat verdwyn as jy eers in daai siklus begin kom. 'n slippery slope. Baie. En as jy jou eerste straatdwelm gebruik het, is afdraande van daar af. Jy bly jaag na iets toe, maar ek moet sê in my lewe ek was 'n funksionele drug addict. So ek is nie die ou op die straat met die naald in sy Ja, verduidelik net vir ons die verskil. Ja, so jy weet nee, ek is besig met 'n bietjie navorsing want ek gaan bietjie gesels met veral pastore en dominees oor wat om te doen as hulle so 'n geval van verslawing kry, as hulle 'n berading doen veral. Want hulle is nie eintlik ingelig oor hierdie storie van hoe om dit te hanteer nie. En jy sien as jy dan weet wat is die verskil en hoe verslawing regtig lyk, dan gaan jy weet wat om te kan doen. So net vir interessantheid, ek doen navorsing. Weet jy wat is die grootste dwelm wat mense aan verslaaf is in die wêreld? Suiker. Nee, so as jy nou mooi dink daaroor, jy kan vir jouself dink, maar ek is nie dwelmverslaafde nie, maar het jy al probeer om op te hou suiker gebruik? Het jy gevoel hoe baie mense gaan deur 'n verskriklike dip in daai ding. Dit is niemand het hulle hand op gesteek en sê ek wil verslaaf raak aan suiker nie. Dit gebeur baie keer met mense. Want as jy mooi dink daaroor, gaan vra enige 7-jarige kind of enige kind, wat wil jy word as jy groot is? Wat se vrou sê prostituut? Wat se kind sê? Wat 'n dogtertjie sê dit? Wat se seun sê ek wil dit dwelmverslaafd raak en iemand wat my vrou gaan afskeep in my huwelik gaan wie trou om te skei, daai tipe goed. So wanneer ons kyk na dwelmverslaafdes ook, is dit 'n groot ding om dit te onthou. En as ek myself nou vat in daai proses, as jy jou oë uitvee, is 20 jaar verby en jy sit in hierdie posisie waar jy is. So 'n funksionele drug addict is waar jy werk en jy's nie die ou wat daar is nie 'n ding soos verantwoordelik dwelms gebruik nie. Jy kan nie regtig soos doen nie, want as jy mooi dink daaroor, 20 jaar vang dit jou in elk geval. Maar dis in aanhalingstekens wat jy doen, so ek kon nie opstaan as ek nie gebruik het nie. So ek kon nie werk toe gaan as ek nie gebruik het om my op te tel om te gaan nie, want sonder het ek nie energie nie. So wat ek gebruik het was iets wat jou wakker maak. Jy weet, vir jou energie gee, nê? So sonder dit kan ek niks doen nie. Ek kan nie wakker bly nie en dit was dan raak my afhanklikheid van tot so 'n aard. Maar soos enige dwelm wat jy gebruik, dit begin aan uitdruk. En dit rafel uit en dan later as jy begin werk sien met hoorie, iets is nie reg nie, jy kan dit nie mis nie. So dit is jy enige op in elk geval. So as daar veral mense wat luister, hulle weet hulle het hierdie probleem. Jy moet weet. As dit nie nou gebeur nie, dit gaan eventually gebeur waar jy is nie die uitsondering op die reël nie. Jy is nie die uitsondering. Al dink jy is in beheer, dit jy is nie. En ek weet verslawing is verskillende verslawings, maar ons het een antwoord. Jy weet wat dit is. En dis die Here, want dis net hy wat groter is as hierdie ding. So en as jy gaan kyk na verslawing en die oplossings daarvan, vir al die 12 stappe wat ek 'n groot aanhanger is, ek raai dit altyd aan, omdat dit 'n program is wat jou vat na jou koneksie met God toe. Nou hulle het dit so aangepas vir mense wat nie Christen is nie. En dan vervang hulle God met die higher power. Dit is so belangrik daai idee van God is. So jy kan net sowel by die ware God bly sê, ek in Jesus naam. Maar ek hou van daai ding waar jy as jy daai ding begin doen, dan kom jy agter. Die heel eerste stap wat jy moet doen is jy moet erken dat jy is nie meer in beheer nie. En vir 'n ou wat sy lewe lank sukkel met dit, weet jy hoe groot is daai stap om te kan sê ek kan nie meer nie, iemand moet my help. Weet jy wat dit my gekos het? Dit het die geboorte van my dogter gekos vir my om dit te erken. Maar dit was die eerste keer waar ek probeer het, ek gaan nou regtig probeer. En dan kom, jy weet daai maandag, ons almal begin 'n dieet maandag, né? Jy hoor wat ek sê. Maandag kom en maandag gaan. En dan sit weer volgende maandag. Maar dan vra mense vir jou, nou, hoe kan jy nou nie begin maandag? Sê ek nee, maar dis nou die gesprek wat jy het met jouself. Hoekom moet ek die maandag begin nie? Nee, ek wou nog nie. Ek sal volgende maandag. Of iets het gebeur so volgende maandag. Ja, en jy vertel vir jouself ek het nie maandag begin nie want ek wou nie maandag begin nie. Maar dis eintlik ek kon nie maandag begin nie. As jy daai stap doen, dan gaan jy begin genees word. So jy sê, wel, ek wil graag hê jy moet net raak aan die punt van hoe dit hand uitgeruk het, hoe dit jou baie dinge laat verloor het en hoe jy uiteindelik op daai breekpunt, jy praat nou van die geboorte van jou dogter. So dit was half daai motivering, maar hoe het jy tot op net vinnig die journey van waar jy begin het? So ek wil amper sê daai 20 jaar, som dit gou vir ons op. Hoe dit geprogress, hoe dit uiteindelik gekom op 'n punt van absolute breekpunt?
Jy weet, dit is soos mense hou van daai stories, ek weet dit. En dit is daar is 'n tyd en plek om dit te vertel en ek weet dis nou, maar ja, ek hou nie daarvan om dit te vertel nie, maar dit is deel van my getuienis en mense moet dit doen. So in die einde van die dag jy as jy funksioneel is, dan gebruik jy en jy's onder hier, so ek het die werk wat ek gedoen het, ek was op universiteit gewees, ek kon nie klaar swat nie, en as jy nou, die rede is eenvoudig, nie, jy gebruik. So wat dan gebeur is, daai was 'n groot, kyk my skool, ek het 'n normale lewe gehad, die skool het ek al begin, dagga rook, hoe dit is, toe ek 16 jaar oud was, soos almal is daar, tieners is baie sensitief, ek glo mense wat sukkel met verslawing is mense wat 'n bietjie meer sensitief is vir sekere goed. As jy verstaan wat ek sê, en die rede daarvoor is perspektief. So die persone dink altyd alles gaan oor hulle, nê. So as jy so 'n persoon is, moenie daar worry nie, maar dit is die waarheid. So as iets gebeur in jou lewe dan en jy het nie regtig 'n koneksie met die Here nie, as jy groot geword het in die Christenhuis, wat ek nie het nie. Ek het die NG Katekese gedoen, is my persoonlike keuse gewees. Alhoewel ek moet getuig dat die Here praat met ons almal die hele tyd, net so tussen my nou. Maar ek het nie daai aktiewe verhouding gehad met die Here nie. So iets wat gebeur in 'n gewone tienerlewe, in plaas van dat ek na die Here toe gaan of na my vriende toe, vind ek myself in 'n plek waar ek het daar begin rook. En daai eerste, kan jy sê, high wat jy kry, maak alles beter vir jou. So dit raak jou God, né? So jy begin, so dit is wat met my gebeur op skool. Nou, dit was op skool die enigste ding wat ek gebruik het, was daai, ek het glad nie gedrink of so nie, maar omdat ek, soos ek vroeër gesê het, as jy dagga eers gebruik het, die eerste keer as jy straatdwelm aangebied word, en dit was so met my, ek was glad nie bang nie. Eerste keer, dis ek verslaaf aan. So ek is op straatdwelms, en van daar af, ek het besef, ek moet nog altyd werk, ek moet altyd sorg vir my. So ek het, en ek sê weer eens, met 'n groot aanhalingstekens verantwoordelik probeer gebruik, reg. So, vir eers het ek net naweke, en dan het dit vir so lank net naweke gebly, en dan toe gaan dit in die week, die naweek spoel oor in die week, maar jy het hom nog so 'n bietjie terug. Die naweek begin dalk bietjie vroeër nou is dit alweer donderdag aand waar dit begin, en soos jy weet afkry gebruik jy die hele week, reg. So dan probeer jy probeer compensate, jy weet, so jy sal, as jy nie kan slaap nie, dan koop jy slaappille. Jy sien wat ek sê, met die counter. Daar is 'n downward spiral, so dit gaan so aan vir 20 jaar, reg. So ek is in staat om my werk te hou, inteendeel, ek blink uit by die werk. Hoekom? Want ek het high performer. Exactly. Ek het abnormale energie, ek kan, jy weet, en ek is fokus. Ja, jy fokus, want die dwelms wat ek gebruik het is wat jou afbring nie, dis wat jy optel. Ja. So as jy kan by jouself dink, hoe vinnig gaan jy deur die range, né? So dit was nie lank nie, en ek is in Durban was ek het so toe getrek as gevolg van my long wat in 2010 plat geval het as gevolg van die gebruik. So jy sal nog nie herken daar nie, so jy blameer die lig van Sekunda of wat dit ook al mag wees, enige ander rede behalwe die feit dat jy gebruik. En as jy daar kom, jy kan jy trek saam met jou probleme, dit werk so. Ja. Jy kan nie wegtrek van jou probleme af nie. Maar daar was dit dieselfde effek. Baie vinnig, ek het daar begin onder, minder as 'n jaar en 'n half. Toe is ek die bestuurder van die departement. So, baie geld, nee. Ek en my Duitse vrou, ek dink, ja, ons was onder 30, en jy weet, ons het nie probleem gehad met finansies en daai tipe goed nie, maar dit werk jou ook uit R1000 'n dag vir my dwelms. Nou, hoe mense daar uitvind, in die einde van die dag kom dit op neer van, soos jy is nie in beheer daarvan nie. Ja. So ek is by die werk, maar jy kan sien, ek eet nie, ek verloor gewig, jy begin agitated raak, jy kan nie met mense werk nie, ek was op 'n tyd, ek was 'n tiran, man, ek sê, as jy nie wil werk nie, ek kry iemand anders. So eenvoudig soos dit, die industrie waarin ek is, petrochemies, né? As baie kwalifikasies, ek het nie nodig om mense te, almal soek werk, jy weet hoe dit gaan. En dit was 'n tiran, maar my baas het daarvan gehou, want ek het goed gedoen gekry, dis wat dit was. Ja, jy het gesorg dat dinge gebeur. Ja, dis mense kom nie na my toe, as jy kom met 'n probleem, kom jy met die oplossing. As jy nie het nie, dan as jy uit. Dan jy die oplossing baai. Ja, dit is verskriklik, want daai goed maak jy iemand wie jy nie is nie. En dis ook 'n slippery slope, want jy begin daai mag proe. Ja, en jou lewe is ook in my hande. Ja, as jy nie saamwerk in die begin, ek moet en ek erken, dink dit ja, begin jou ook affekteer. Maar na rukkie, as jy kom tot op die punt waar jy amper sal erken dat jy 'n probleem het, is daai maak nie meer saak nie. Weet jy hoekom? Want jy begin op 'n stadium, jy begin dit self, jy kan dit nie meer ignoreer nie. Nou, in recovery noem hulle dit the gift of desperation. Ek wens dit vir jou toe, maar ek wens ook dat jy nooit daardeur hoef te gaan nie. Ja. Jy verstaan wat ek sê, jy het dit ongelukkig nodig om reg te kom, né? Jy moet op 'n punt kom in jou lewe waar jy sê dat daai goed maak nie meer saak nie. Jy besef,
ek het nie meer beheer oor my lewe nie. En met die geboorte van my dogter het ek besef dat ek gaan eerlik met jou wees, nee. My verslawing was so gewees, ek het nie eens belang gestel in haar nie, totdat sy gebore was nie, want ek het nie tyd gehad om by die hospitaal te gaan sit nie. Terwyl my vrou, dit is die reine waarheid. En sy was laat gewees, so was 'n bietjie, daar was komplikasies met die geboorte. Nie ernstig nie, maar dit het gemaak dat sy nie op die tyd kom nie, so sy was laat. Ek was so geïrriteerd later met hierdie ding van, kan dit nou net gebeur, want dit meng in met my performance. Ja, jy weet wat ek sê. So, maar met haar geboorte staan ek in daai hospitaal, nee, en ek besef, ja, wat ek vir hierdie, want ek sien haar toe, en sy haar handjie, sy hou my pinkie vas. Ek dog by myself, jy weet nie, ek is veronderstel om my kind vas te hou. Maar sy hou my eintlik vas. En jy weet, toe sê ek soos, joh, ek sal moet regtig, ja, ek moet begin kyk hierna. Dit is een van die dinge, want ek is veronderstel om die responsible parent te wees, nee. Ek kan nie, en ek probeer wegbly van hierdie kind af, maar ek het geweet wat ek voel, en daar's my absolute gift of desperation was, daar's nie 'n manier wat ek wegbly van hierdie kant af nie, so ek dink, die beste wat ek kan doen, is om selfmoord te pleeg. Maar dis al maniere hoe ek gaan wegbly van haar af, jy weet, want ek het nou al geleer in my verlede, as jy in my lewe is, jy kan maak reg vir 'n bietjie storms, hoor. En ek sal dit doen, terwyl jy vir my sê, ek sê net, hey, daai is 'n nice ou, nee. Ek maak altyd so 'n grappie in die werkswinkels wat ek aanbied, hey, Wonder is 'n nice ou, waar is my TV? Jy weet daai. Ja. Dit is soos, jy weet nie, hulle weet nie eintlik nie. Ja. Maar ek gaan weer sê, en hier, daai is, as ek nie nog hoef te sê oor my lewe nie, is ek baie bly, want dis waar die Here begin intree het. En ek was reg om te doen, ek jokkie vir jou nie. Ek het alles reg gehad, en op daai oomblik van die Here, asof hy my moed wegvat daar. Jy weet, en ek kon nie Dis op daai punt waar jy eintlik besluit het, en jy dink by jouself, jy doen iets goed. Nothing, ja. Jy dink jouself, jy gaan eintlik die mense guns doen as jy hierdie ding doen. Jy weet, ek glo as die vyand wat op jou klim, want ek was oortuig. As ek nie daar is nie, dan sy beter kans, en selfs vir my, ons het 'n baie goeie verhouding, ek en haar ma, en selfs vir haar, want dit bly die ma van my dogter, jy weet. So. En die Here vat my moed weg. Nou, maar jy weet hoe, ek is 'n tiran op daai oomblik, ek rebelleer, ek sê vir die Here, ek dink nie, dus, hoe kan dit wees dat ek met die Here praat in daai tyd, ek wil dit gou eers noem, kan jy sien dat ons al reeds gesprekke het met hom, dis hoekom ek getuig dat die Here praat met jou elke liewe dag, en selfs mense, ek het nou in die 11 jaar met baie recovering drug addicts gewerk, wat vir my dieselfde sê, jy kan hoog wees, die Here praat reg deur dit, ek getuig dit vandag, en dit was so gewees, ek het my gestrip, en weet jy hoe het ek gerebelleer, ek het gaan slaap vir 'n week, jokkie vir jou nie, ek het geweier om uit die bed te klim. By dag 5, toe ek in die bed lê, het die spiertjies wat die oë toe maak, het in spasma ingegaan. Jy weet, ek moes by die dokter gaan sê, ek kan nie, my oë is nie, jy weet, en hy het vir my gevra, wat is fout? So, dit was 'n interessante conversation, maar ek sal die Here altyd dankbaar wees daarvoor. En as jy alles vergeet wat ek sê vandag, onthou wat ek vertel het vandag, dat daar's niks wat hom stop nie. Jou gebruik, wat jy gedoen het in die verlede, want ons kan nie so sit oor die dubbel, dalk triple lewe wat ek gelei het. Wat nie baie mense van bewus is nie. Jy eindig op, omdat ek lyk soos ek lyk, en hoe lyk ek? Ek het nie tattoos nie. Ek het nie lange hare nie. Ek was nog steeds in 'n mate versorgd gewees, omdat ek reeds werk en ek moet werk. Jy weet dat jy word iemand wat goeders kan doen, wat mense jou nie van sal suspek nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Jy verstaan wat ek sê, en as jou geld uithardloop, en jy ken dalk van daai base, wat jy eindig op in 'n wêreld waar jy nie wil wees nie. Jy verstaan wat ek sê. En jy sien goed wat jy nie wil sien, jouselfs daar. As jy, ek glo die meeste mense nou nie seker goed gedoen nie, maar as die Here my dit kan vergewe, dan moet jy weet, wat is dit wat jou weghou van hom af? En aan die einde van die dag, toe my moed weggevat is, en ek is dankbaar daarvoor, is waar my journey eintlik begin het. En ek gaan nie vir jou jok nie, ek gaan eerlikwaar vir jou sê, en hier is nie om mense te discourage oor wat in recovery ingaan nie, want hoe lyk jou alternatief? Fine, bly daar. Is reg, bly dan daar, as jy dink jy het nie 'n probleem nie. Maar gaan vir jou sê, die regte werk begin as die Here intree. En jy moet, en dit klink ook soos iets negatief, maar ek gaan vandag vir jou sê, dat as verslawing is net God, en net Jesus Christus alleen, kan dit omdraai in iets in wat ek jou nou gaan sê. Dat 'n verslaafde word iemand, wat sy afhanklikheid van God 100% verstaan. Jy verstaan wat ek bedoel? So, as jy iemand is wat normaal is, en jy gaan so 'n bietjie weg van die Here af, jy verloor jou werkie. Jy kry nie probleme in jou huwelik nie. Nee, jy's nie iemand wat jou kinders dan afskeep nie, jy's net iemand wat nie van die Here af leef, jy bly jou salaris kry, nie ek nie.
As ek die Here los 'n bietjie, dan vou ek my lewe om 'n boom. One time. Dit is net so. En dit is net God wat dit omdraai en iets van so wonderlik in waar jy hierdie swart word nou iets wat sy naam verheerlik. Is dit nie maar sy handtekening nie? En dis die reine waarheid. En as jy nou wens het verslawing, onthou die suiker. Ja, nee, kyk, soos jy sê, verslawing maak jou aan 'n mens. En ek het al gesien, ons sien gereeld, jy weet hierdie videoetjies van kinders waar ouers hulle fone wegvat en hulle hak completely uit. Digitale kokaine. Yes, ja, jy weet, so as jy nie dink, as jy miskien nie suiker is nie, en is nou nie 'n judgment vir enigiemand nie. Ek glo regtig ons almal het iets wat ons so aan, ons screen time, wat aan ons aan klou en ons raak baie geïrriteerd as die krag afgaan want dan het ek die wifi nie. Of jy en seker na water. Ekskuus. Ons bid vir ons mense. Dit is baie Dit is baie interessant om te luister wat jy sê. En jy het dan nou natuurlik, jy het nou gepraat van die rehab, jy het deur daai journey gegaan. Ek wil graag hê jy moet vir my tog net vertel, net daai deeltjie waar jy wegloop en besluit dat jy draai om. Want hoe onthou jy dit? Ek dink dit is daai turning point wat soveel mense bereik en jy sit soveel in, maar jy vorder nie soos wat jy wil hê dit moet vorder nie. En life happens to all of us. Okay, so jy daai is 'n goeie deel van jou storie waar jy nou in die rehab was, nê. Nou kyk so, ek het nou, jy weet jy besef nou, jy gaan soontoe so, jy weet hoe dink ek? Ek wil net gou vir 'n laaste keer. Ek is eerlik en jy weet jy gaan groot en so ek het daar aangekom, dis 'n bietjie soos 'n krap, jy weet seker, want dit was nie goed gewees nie. So ek moes onmiddellik gaan slaap het en want ek my longe was verskriklik. So ek was eintlik besig om myself dood te maak. Dis nou nie 'n grap nie, want ek kon net 5 tree loop, dan moes ek rus om asem te haal. So maar soos wat ek gesê het in 2010 het my long bietjie plat geval as gevolg van hierdie ding. So ek het die longe van 'n 80-jarige gehad daai tyd. En ek het toe direk gaan slaap en ek word die volgende oggend wakker en toe realiteit nou 'n bietjie inskop. Toe besef ek, okay, ek is nie meer in Durban nie. Ek is nou Gauteng. Nee, ek weet ek kan nie lekker onthou dat ek gekom nie, maar ek wou toe nou nie daar wees nie. En ek is nou nie baie sterk nie met die longe, maar ek sê vir daai mense, luister hier, ek is die departementshoof van hierdie plek. Ek gaan nou nie met jou sukkel nie. Maak vir my die hek oop. Ek gaan nou huis toe. En hulle wou nie. Maar so swak soos wat ek is, het ek beklei en ek het na die hek toe gegaan en ek het die hek oopgeskop, probeer. En ek dink hulle het opgegee en vir my begin oopmaak en ek sê dankie. Maar ek sal nooit vergeet nie, daar was 'n stop omtrent so 200 meter voor my en ek het net 100 meter geloop en ek het besef, waarna toe ek nou teruggaan, opgeweeg teenoor rehabilitasie, draai ek eerder om. En jy's reg, dit was 'n turning point. En alhoewel ek nou, as jy mooi dink daaroor, so ek het nie opgehou vir my dogter nie, het ek, as jy mooi dink, nee, ek het gaan omgedraai, omdat die lewe waarna toe ek gaan, dit was my groot rede, hoekom ek teruggedraai het. Daar was 'n rede, ek wil nie meer dit gebruik nie, maar dit was my eerste rede, en ek gaan nie vir jokkie, en dit is goed om dit te erken, want as jy dan 'n recovery lewe, dan weet jy, dis nie daai persoon nie. Want ek kan op roem en sê, maar ek het gekies om op te hou. Selfs nie is dit nie. Alhoewel, dit was my rede oorspronklik. En toe ek wil terugkom, toe sê ek, toe wou hulle nie vir my oopmaak nie. Toe moes ek weer my pad inskop. Maar ja, hier is jy, 11 jaar later. Hulle het hom oopgemaak. Hulle het hom oopgemaak. Ja, dat is funny. Ja, hulle sê en the rest is history. Maar die laaste 11 jaar was natuurlik 'n journey vir jou. Ja. Maar jy maak die beste daarvan. Ek haal dit eintlik ons het nou dag ook hieroor gesels en ek het vir jou gesê, iets wat vir my so opmerklik is, ek is baie ingestel op mense wat ander mense judge. Ek hou nie daarvan nie, want jy weet nie wat in daai ou se lewe gebeur het nie. Jy weet nie hoekom hulle noodwendig optree soos hulle optree en so nie. En is maklik om jy het groot geword hier in Secunda, almal ken jou, baie mense ken jou storie, en mense kyk na jou en wonder seker partykeer, hoe is jy nog steeds dieselfde ou? Hulle judge jy nog steeds op daai verlede, jy weet. En jy werk eintlik baie hard vir die koninkryk van God. Jy is 'n beraader. Jy is baie lief vir kinderberading, huweliksberading, en dan soos jy sê, help jy ook mense met die recovery, maar jy bied ook daai weet wie jy is in Jesus. Kursus aan. Nou, ek het hom self saam met jou deurgegaan en ek beveel hom vir almal aan wat ek raakloop, want dis werklik soos
bietjie 'n ander perspektief oor 'n paar goed. En dit is nie maklik nie, want daar's goedjies wat jy mee moet deel, maar ek glo as 'n mens met daai moeilike goed deel, dis wanneer jy groei. Ons wil net altyd goed voel en daar's 'n tyd en plek vir goed voel. Jy kan gaan goed voel op die strand ook. You need to deal with that stuff en presies wat jy nou gesê het, jy kan skuif, jy kan na 'n ander werk toe skuif, kan na 'n ander dorp toe trek, jy kan al daai goed gaan saam. Dit is lekker vir die eerste week, but it carries on with you. Ja, ons het nie genoem dat ek vir 18 maande in rehabilitasie was. Ja, jy was vir 18 maande in rehabilitasie, so dit was 'n lang journey. En dit kom met sy eie uitdagings. So ek was vir 12 maande in primêre sorg en vir 6 maande in sekondêr. Sekondêr beteken jy's in 'n halfway house. So daar het jy nog steeds verantwoordelikheid vir wat jy doen, maar jy het vryheid, jy moet gaan werk soek en om jou sort of in te ease in reïntegreer. Real life, ja. Vir 12 maande is baie lank, vir alles ek sal nooit vergeet, daar was 'n klok wat altyd gelei het en jy weet as die klok lui dan moet jy dit doen, as die klok lui dan moet ek dit doen en dat doen. En my journey met die Here begin so. Waar ek het later besef, maar wie wat, dis nou al 3 maande, ek het nog nie gebruik nie in 20 jaar. En ek begin gelukkig raak. En dis wat die Here vir my kom sê, hallo my vriend, waar is jy? Dis nie die klok wat jou skoon nou nie, dit is ek. Nee, nou ek vertel altyd hierdie ding in die werkswinkel ook wat ons nou by sal kom, maar jy weet ek moes elke oggend vee en mop. Hier by maand 3, nee. Ek was 'n ninja man, ek besig met my mop, nee. En dit is die reine waarheid waar ek begin mop en ek sal myself altyd op 'n eiland in mop, waar ek nog steeds isoleer binnekant uit. Jy weet waar ek met daai wat ek besef dat die Here my en ek begin skoonhou, het ek opgehou met myself te mop op 'n eiland, jy weet. En ek het toe die Here toe ek dit besef, toe kom ek agter hierdie klok gaan eendag van die tyd moet ophou lui. En dan gaan ek aan die buitekant wees. Nou ek het nog nie daai tyd was dit nog net 3 maande. So ek het besef, jy weet, hulle sê ek besef is die Here, maar nou kom ek agter dat Jesus is in die Bybel en nie in my lewe nie. Hoe ek hoor wat jy sê dis die Bybel, maar ek weet jy gaan my nie uitslaan met hom nie, want dis hoe al ou ek dink jy gaan my kan help, want as ek my goed soek ek my goed, jy weet dit. Dit gaan nie om wie jy is nie, nê? Daai my arme ma wat nog steeds vir my die hele tyd gebid het, nê? Dit is die reine waarheid, maar dis in daai journey en dis wat die werkswinkel is, waar God gekom het en gesê het, luister, Christendom, jy kan nie dit in die kantlyn hou nie. Jy kan nie vir God in die kantlyn hou en jy probeer 'n Christen wees nie, jy kan nie. Dit moet God eerste raak, want dis nie so maklik soos wat dit klink nie. En nou moet jy onthou met my verlede wat 'n bietjie swart is, wel kleurvol as jy hang of jy kyk na. Is al het God vir my gesê, lief vir jou, ek het hom nie geglo nie. Ja, ek het hom nie geglo nie. Dis een van daai dinge. En dit is waar die Here is baie geduldig en hy werk met jou en hy sê vir jou, okay? En hy point out in jou lewe hoe dit is. En hoekom is hy lief vir jou? Want hy moet jou oortuig. Ek gaan jou nie oortuig nie. As jy vir my sê, "Won, ek weet nie wat ek alles gedoen. Jy weet nie wat ek alles gedoen het." Dan sê ek weet nie, maar ek sê nie ek het erger gedoen nie, maar ten minste ons voel dieselfde emosie. Ek weet hoe dit voel om nie goed genoeg te voel nie. En dis net die Here wat jou kan help met daai ding. Ek sê vanoggend vir 'n vriend van my, ek besef dat in berading, al wat ons doen is, ons sê vir mense dat die Here is die antwoord, maar hy oortuig hulle. Ja. Dis nie die beraader, die Christelike beraader wat dit doen nie, dit is die Here wat hulle oortuig. En is ook nie die ma wat vir haar kind probeer oortuig, of die vrou wat vir haar man, of andersom nie. Ek kry gereeld mense in die winkel, dan is hulle raad op, want hulle het hulle kinders beter groot gemaak, hulle man was nooit so, maar en waar het hulle in die pad byster geraak, en hulle wil net 'n bietjie skit en sê, dan sê ek vir hulle, weet jy kan daai mens nie oortuig nie, daai is nie jou job nie, jou job is wees die beste mens wat jy kan wees vir daai ou, bid vir daai persoon, maar jy gaan hom nie oortuig nie, jy gaan nie, dis God se werk. Ek sê en hierdie jaar die Here nog baie op my hart gedruk die families van verslaafdes. As jy mooi dink daaroor, daai arme mense, hulle hoor iewes skielik rehab, hulle moenie dit doen nie, hulle moenie dit doen nie, hulle moet dit in plek kry. En is hierdie swart merk oor hulle. En dit is net, hulle verstaan eerstens nie verslawing nie. Kom ek gee jou baie goeie voorbeeld, net om te raak wat jy nou gesê het, dat mense dra daai skuld op hulle. Die mense, jy kan nie, ons is verantwoordelik vir ons eie aksies. As jy eendag voor die Here staan, doen jy verantwoordelikheid vir wat jy gedoen het. Nie wat jy gedink het nie hoe jy gevoel het nie, wat jy gedoen het. Dis 'n groot verskil. Nou, vir families hulle sal byvoorbeeld sê, hoekom elke keer dan glo ek hierdie persoon en ek is nou, hy het al soveel keer gesê gaan ophou en weet jy hoekom? Ek besef informasie soos byvoorbeeld, jy weet as daai persoon aan daai familie beloof ek gaan nou ophou. Jy weet hy bedoel dit.
Hy bedoel dit. Maar wat gebeur is verslawing is sterker as hy en hy wil dit graag doen en druk dit om daai kant toe. As iemand net dit vir families kan verduidelik, byvoorbeeld, dan verstaan hulle, dis nie hulle wat elke keer om die bos gelei word nie. Dis nie daai verslaafde wat elke keer so evil is dat hy regtig, hierdie keer ek gaan jou weer vang. Is nie so nie. En as 'n mens hierdie inligting by mense kan uitkry, dit help met daai persoon se recovery. Want dis die waarheid. Ek bedoel, hoe val jy elke keer vir iemand? Dis ek kon dan sê, maar dis maar die liefde vir 'n man. Dan sê ek ja, maar dis verslawing wat dit misbruik. Want die verslaafde kom na sy familie toe en ek sê vir jou, hy's opreg en daarom glo hulle hom. En dan gaan hy daai kant toe. So daai inligting is iets wat ek hierdie jaar probeer gaan uitkry. Jy weet, veral net gaan 'n bietjie konsentreer op die families ook. Want as jy dink daaroor, jy kom dan jy hoor beskiklik jy moet nou dit doen, jy moenie dit doen nie, jy loop op eiers om die persoon, dis nie. En jy kan nie dit bekostig nie. Verslawing is 'n ding wat jy moet vasvat. En jy weet, ek was al 'n bietjie geëtiketeer as iemand wat 'n bietjie hard is. En jy moet onthou, 'n verslawing is so, as jy jou oë oopmaak, is dit daar. Jy moet net so hard die Here soek, soos wat jy jou goed gesoek het. En daai is 'n konsep wat mense, dit is hoekom daar beraders is om daai ding oor te vertel. Ek sê vir jou, ek sit met mense dan, as ons in recovery ingaan, skus, ek kon nie vanaand wees nie, ek het so 'n bietjie verkoue, maar ons sal in die weer gaan rondloop om ons goed te gaan, in die donder weer, dan sê ek, dit is hoe jy die Here moet soek. As jy nie die Here so soek nie, dan gaan daai ding jou wen. Dit is maar net so, en dit is 'n harde waarheid om te hoor. Maar dit is ook hoekom ek sê dat dit word iets wat, as jy dit regtig so doen, dan word dit iets wat die Here verheerlik, wat net hy kan doen. Want jy besef jou afhanklikheid van God, is 100%. En as jy weet, as almal dit besef, gaan jy baie gelukkiger lewe, ek beloof jou. Dis nie jou mediese fonds wat vir jou gesond hou nie. Dis nie jou pensioen wat verseker dat jy 'n goeie toekoms het nie. Dit is nie so nie, jy kan vir my sê wie jy wil. Dis God, dit is so, want ek het ook die voorreg gehad om te sukkel. So waar ek gebly het in Durban, waar ons nie geld probleme gehad het nie, was daar 'n tyd waar die kerk vir ons kos moes bring. Ek erken dit vandag, en weet jy wat, dit is 'n seën. Want dit hou jou fokus op die feit dat jou kos, jou daaglikse brood kom van die Here af. Jy is afhanklik. Nie die werk wat jy voor hard gewerk het. Jy het so hard gewerk, het jy daar opgege. Dit is so, jy het jou deel daarin. Dit is fantasties en die Here is trots op jou as jy hard werk vir hom. Maar waarin sit jy jou vertroue? Veel mense vir my want as alles in mekaar val en so, en die banke crash en al die miljoene wat jy in jou bank het, is weg. Dan jy net jou verhouding met die Here. Dis hy, en hy sal jou behou en versorg. Dis die waarheid, so. Life's a journey. Nou goed, jy is 'n man van baie woorde en baie wysheid. En dit is my altyd baie lekker om met jou te gesels. Ek dink as ons regtig sit, kan ons die hele dag. Ons doen dit partykeer, dit is 'n ding van gesels. En ek en jy gaan definitief weer gesels in die toekoms op die podcast. So, last thoughts, wat om mense te bemoedig, ek voel regtig families van verslaafdes en selfs die ouens wat die risiko-ouers is, die tieners wat dink daaraan, wat miskien los vir ons 'n paar ons met 'n paar bietjie wise words van jou geskiedenis of van jou net gister het ek het 'n baie interessante ding besef dat jy weet as ouers, as jy jou tiener vang dwelms gebruik, byvoorbeeld. Hoor nou wat ek sê, jy moet bly vir my rustig. Nou ek verstaan wat ek sê, maar hoor hoekom ek so sê. Jy weet dat as dit vir jou verbasend is, of jy vind uit nog 'n ding wat ek optel onder tieners is hierdie selfharm waar hulle veral tienermeisies wat jy weet depressie. En as die ouers dan iewes skielik op hierdie ding afkom en dis 'n skok vir jou. Wil ek wees rustig. Weet jy hoekom? Want baie kere is dit nie soos wat dit lyk in daai oomblik nie. Nou as jy veral kom ons fokus 'n bietjie op dwelms. As jy jou kind vang in dwelms, weet jy wat is ons natuurlike reaksie? Hoe durf jy is verskriklik hard en jy plof. Maar as jy dit meer hanteer op jy moet besef dis eksperimentasie op daai oomblik want dit is 'n tiener. Daar's nie 'n manier wat dit al jare se gebruik is nie. So as jy kom en jy wees rustig en jy vertel vir hulle die gevare daarvan. Want kom ek wil jou 'n genuine case vertel. Die ouers het ontplof. Goed, en dit was 'n volatile verhouding tussen die kind. Toe die ouers die kind kwaad maak, raai waartoe gaan daai kind weer? Want ek sal vir my ouers wys. Ja, terug na dit. Waar ek die teenoorgestelde gehad het, waar ouers sag en sê, jy weet, jy kan daai goed, niemand kan jou stop om dit te doen nie. Maar hier's waar dit opeindig. Nou is daar, kom ons sê daar gebeur iets tussen die ouers en die kind. Die kind gaan is kwaad vir die ouers byvoorbeeld en wil rebelleer, maar sy siening van dwelm is, o ja, maar daai goed lei tot die dood.
in plaas van daai ontploffing. Dit het tog 'n sielkundige effek op 'n kind. En rebellie. Die rebellie, dit hou jou weg van daai dwelms af. Nou, dit is die tipe inligting wat ek dink families moet hê. Nou ek verstaan as jy ontplof, ek verstaan dit. Maar nou weet jy en jy kan voordat jy met jou kind gesels daaroor jou verhouding met die Here, hy help jou in hierdie dinge. Ons kan nie verslawing kan nie gewen word sonder God nie. Dis beter om te prevent as om te cure, nê? En prevention begin met jou verhouding met God as 'n ouer. Jou verhouding met God as 'n ouer, as dit sterk is, sal hy jou help met daai verhouding wat jy het met jou kind. Want ons weet tieners, nê, myne is nou in daai oomblik waar ek was nou altyd die cool pappa. Ek is nou pappa is embarrassing, nê, ek is nou op daai stadium. Staan daar op die hoek van die saal. Nou, en mense verstaan dit, dit is nie dat ek, jy weet, ek sit daar nou nie, dis normaal. Ja, maar dit is nie lekker as jy daar by daai hek sit en hulle sê net vir bye en ons moet trekkie vandag. Ja, dan wonder jy weet, as jy wens baie keer jou tieners weet hoe dit is al buitekant, maar dis jy vind. As jy dit wil doen vir jou kinders, fokus op die verhouding met die Here. Ja. Awesome. Baie dankie. Groot plesier. Ons waardeer en baie seën vir alles wat jy aanpak. Ons gesels weer. En dankie. Getuig die podcast is gebore uit seer. Maar hy is hier om jou storie te hoor. En daarom nooi ek jou uit. As jy jou storie wil kom deel met ons, as jy jou storie, jou getuienis wil laat opneem, nooi ek jou uit, kontak ons. Ons inligting sal beskikbaar wees op ons sosiale media. Kontak ons wil graag met jou gesels, ons wil graag jou storie opneem, sodat dit ook uit kan gaan en op die ore kan val wat God bepaal. Ons sien uit om jou storie te hoor.